boere hier gedurende Februarie maand, is dit 'n lied wat nogal na in hulle harte lê. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Goed, ons gaan dan weer sing die liefde van Jesus is wonderbaar. Ja, en ek wil hê ons moet regtig dink die woorde van hierdie en hoe wonderbaar die Here se liefde eintlik regtig vir ons is. Ek dink julle het agtergekom die hele voorsang se tema is half liefde en dankbaarheid en ons wil die Here loof daarvoor. Ons verheerlik dan die Here se naam met die laaste lied wat ons sing, Jesus ons loof U.
Ja, goeiemôre broers en susters. Baie welkom by volgende eerdiens. Ons gebed is dat die Here sy doel hiermee sal bereik in elkeen van ons se lewens. Mag jy dit ook so ervaar. Ek wil vinnig na die afkondigings kyk, paar sake wat ek net wil uitlig. Ek herinner die ouderlinge aan die begrotingsvergadering Dinsdag aand 18:30 in die konsistorie. So kom ons onthou hom asseblief. Dan baie geluk aan almal van julle wat hierdie week verjaar. Willem het nou gemis toe ek hier agter vir hom wou sê, so Willem, ons is ons genooi vir koek daar in Pretoria waar jy bly in die week of maar dan Willem en dan is hier nog 2 spesiale verjaarsdae, Annelei Liebenberg en Heike Barnard verjaar ook hierdie week. Is hulle in die kerk volgend. Ek dink ons gaan 'n reëling moet tref, hierdie wat so ver moet loop, gaan met 2 suigstokkies kry. Maar dan sit almal volgende keer agter wat verjaar, terwille van die 2. Kom ons gee haar net 'n kans om hier by ons uit te kom. Terwyl sy op pad is, daarom net ook op ons gebedslys is daar een naam wat bykom. George en sy gesin hou ons op ons knieë. Cindy is in die hospitaal opgeneem. George, baie sterkte vir julle, sê vir ons dink aan haar. Is 'n slim pa wat 'n bodyguard vir sy dogter kry, van kleins af. Goed, skies, ek was by George hulle gewees, so George, baie sterkte vir julle, ons dink aan julle. Die ander name is, daar's nie ander nuwe name nie, maar die name op ons gebedslys, Stene Steyn se seun, Theo Diederik se ma, Treina Greiling, my ma en Davie Greiling, kom ons onthou hulle ook. Broers en susters, dan wil ek dan net baie dankie sê aan Paulus 8 tot 13 en al die betrokkenes vir die skaapbraai van Vrydag. Nie net oor die lekker eet en die ondersteun en die kuier nie, maar oor die hele idee wat finansies begin het met die aflosstokkie, om net te sê, die gemeente loop die ekstra myl. En julle was vir ons 'n voorbeeld daarin, soos al die ander wyke ook, so baie, baie dankie daarvoor. Ek wou nou name genoem het van almal wat ek Vrydag aan daar gesien het, maar dit word 'n gros. So baie dankie, ons waardeer julle regtig. En die gemeente se gesindheid rondom dit. En dan lyk dit vir my het ek alles gesê wat ek moes gesê het. Party goed selfs meer as een keer, so julle behoort te weet hoe dankbaar is ek en hoe bly is ek oor party goed. So verlede jaar toe hou ek 'n wêreldmiddag vir vroue. En ek ontdek toe my vrouelike kant, jessie, ek is toe te oulik. Okay, nie regtig nie, die vrouens is toe gaaf met my en sê, dis nie so sleg nie. En toe was daar x aantal versoeke, waar x is 'n heel getal wat neig tot oneindigheid, en daar's toe nou soveel versoeke, x aantal, wat vra, kan ons nie dit op 'n stadium die preek liewer in die erediens doen, sodat ons tog vir die vrouens wat nie daar was nie, en vir die mans ook, die voorbeeld van Christelike Bybelse vroue kan gee nie. En ek is toe omgepraat. So, dit is dan nou wat vandag gaan gebeur. Die vrouens wat verlede jaar daar was, skies laat julle weer moet luister, jy hoef nie baie geld in te gooi vanoggend as dit nie so goed is nie, jy kan myself besluit daaroor. Maar dis waar die idee vandaan kom, so ons tema van vanoggend is 'n vrou soos. Ons het nou manne soos, 'n klomp daarvan gehad, so ons gaan vanoggend bietjie kyk na vroue. Maar voordat ons dit waag, kom ons vra dat die Here ons sal help om dit reg te doen. Kom ons sit net so en dan word ons stil voor die Here. Gewone dinge word heilig as God aanwesig is. As God in 'n doringbos is, moet Moses sy skoene uittrek. As God hom in die aandwentjie openbaar, moet Moses sy gesig wegdraai, anders sal hy verteer word deur God se teenwoordigheid. Hierdie ou baksteengebou waarin ons sit, word heilige grond, omdat God hier is. Dan word die deel van die kerkbank waarop jy sit heilig, want God is hier by jou. Amen.
Gemeente, moenie bang wees nie en bly altyd volmoed, die Here gaan saam met jou. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, jy is nooit alleen nie. Die Here is by jou. Ons loflied aan hierdie Here wat altyd by ons is alle volke klap julle hande en praat ek mense engele tale, kom ons sing dit so van die bord af.
Nou voordat ek uit Spreuke 31 vir ons lees, kom ons vra eers dat die Here self hierdie woord aan ons sal kom oopbreek, kom verduidelik. Kom ons bid saam. Here, ons wil U loof omdat U goed is. Daar is geen einde aan U liefde nie. Baie van ons is verdwaal en kan nie aldag ons pad kry nie. Daar's ook baie mense in die wêreld wat honger, dors en uitgeput is. Ons eie verdwaaldheid en die nood van die wêreld bring ons nou na U toe. Ons vra dat U ons uit die ellende sal red en op die regte pad sal bring. Ons glo U woord praat oor ons geestelike en ons materiële nood. En daarom kom ons met dit alles na U toe. Praat nou met ons, Here. Amen. Ek lees vir ons uit Spreuke 31, die bekende gedeelte. Ons verwys altyd na die Spreuke vrou. En hier in die boodskap is die opskrif dan die beeld van 'n goeie vrou. Kom ons luister. En nou, manne, ek weet, dit is baie maklik om te dink, ag, kom ek begin op 'n ander plek. Toe ek klein was, het ek altyd gedink, nagmaal en doop is mos nie vir my nie. Ek word nie gedoop nie en ek mag nie brood en wyn kry nie. So, dan het ek self afgeskakel. En hierdie deel van die diens het ek net laat gaan en ek het net 'n regmerkie gekry by die Sondagskool want ek was in die kerk. Dit is eintlik al wat gebeur het. Dis nie heeltemal waar nie. Elke doop van 'n ander kind was die viering van my doop. Elke nagmaal was een om te sê, kyk wat wil die Here vir jou gee, sodra jy lidmaat van die kerk is, en wat het hy buitendien vir jou gedoen. So wanneer ons dan oor vrouens praat, en ons gaan dit hoor uit hierdie gedeelte uit, is die idee dat 'n goeie vrou is tot voordeel vir haar man. So luister mooi en dan kan jy vir jou vrou gaan sê wat sy verkeerd gedoen het, as jy by die huis kom, dan kan jy 'n paar goed regstel dalk, en dalk hoor sy weer 'n paar goed wat sy jou oor gaan terugkap. So luister versigtig en doen wat die Here sê. Die beeld van 'n goeie vrou. Wie 'n goeie vrou het, het iemand wat baie kosbaar is. Sy is baie meer werd as die duurste juwele. Haar man reken op haar en sy beteken baie vir hom. Haar hele lewe lank is sy goed vir hom. Wat nodig is vir die huis, dit kry sy. Sy verrig haar dagtaak met vreugde. Sy sal selfs ook buite die huis gaan werk om nog beter vir haar gesin te sorg. Vroegoggend staan sy op om haar gesin te versorg. Vir elkeen het sy 'n taak vir die dag. Sy het 'n oog vir 'n winskoopie, maar sy dink mooi voor sy koop. Die geld wat sy so spaar, belê sy versigtig. Vir harde werk is sy nie bang nie. Wat sy aanpak, maak sy klaar. Die kanse wat die lewe haar bied, gryp sy met albei hande. Sy sal tot laat in die nag werk om haar drome waar te maak. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy doen wat sy moet doen. Vir die armes gee sy kos en die behoeftiges help sy. As die winter kom, voel sy gerus. Sy weet haar gesin het genoeg warm klere vir die koue. Baie van die mooi goed in haar huis het sy self gemaak. Haar pragtige klere is ook handgemaak. Omdat sy so bekwaam is, word haar man ook geëer. Almal ken hom. As hy by belangrike mense is, weet hulle wie hy is. Met vaardigheid maak sy klere en verkoop dit. Mense koop graag haar hande werk. Sy is geestelik sterk en tree altyd waardig op. Vir die toekoms is sy nie bang nie. Haar wyse woorde help ander om reg te leef. Sy het goeie raad vir 'n gelukkige lewe. Sy is in volle beheer van haar huishouding. Luiheid ken sy nie. Haar kinders is dankbaar vir so 'n ma. Haar man oorlaai haar met komplimente. In hierdie lewe is daar baie goeie vroue, maar hierdie vrou oortref almal. Mooiheid bedrieg, skoonheid vergaan, maar 'n vrou wat die Here liefhet, moet jy vir altyd koester. Eer haar vir wat sy doen. Almal sal haar lof besing. Ons toenaderingslied is Hemelvader, ons aanbid U. Kom ons sing dit voordat ons die woord van die Here oordink.
Broers en susters, as ons hierdie gedeelte lees, besef ons die Bybel het 'n idee van hoe 'n goeie vrou lyk. Daar is 'n plan. Die Bybel sê dis hoe 'n goeie vrou moet lyk. En natuurlik is volmaaktheid nie vir hierdie kant van die hemelpoorte nie. Maar hoe naby kan ons dan daaraan kom? Hoe lyk so 'n vrou volgens die Bybel? Spreuke sê, op so 'n vrou kan gereken word. Spreuke sê, sy versorg haar geliefdes, sy gee nie om hard te werk vir haar huis nie. Om die waarheid te sê, hierdie werk is vir haar vreugde. Nou, om vir die Here te werk, behoort altyd 'n vreugde te wees, en Tom gmoun al die mense daaroor. Dis vir ons baie moeite en seer en swaar. Die Bybel sê, dit is 'n vreugde as jou hart reg is. Hy gaan verder om te sê, sy organiseer haar huishouding, sy is vroegoggend op om met harde werk haar rol te speel, en dan vertel die Spreuke 31 ons dat sy voorsien in haar sin se behoeftes, al moet sy baie daarvan self doen. Maar wanneer sy skouer aan die wiel sit, dan maak sy haar taak suksesvol klaar. Daar's nie 'n leie haar op haar kop nie, en sy's wakker vir die geleenthede wat die lewe bied. Daar staan ook, sy's 'n finansiële ster, sy koop oordeelkundig spaar en belê vir die dag van môre, en dan het sy hart wat oop is vir almal wat minder het as sy. Sy wens almal kan hê wat sy het. Haar geestelike krag kom van God af, en juist daarom is sy bekwaam. Omdat sy die riglyne van die woord volg, tree sy altyd waardig op. Wat natuurlik beteken die woord van God sê, as jy nie sy riglyne volg nie, tree jy nie waardig op nie. Dit is mos nou hoe die som werk. Sy vrees nie die toekoms nie, want haar toekoms is in die hande van die Here, en omdat sy hom ken, het sy altyd wyse raad. Haar man en kinders is trots op haar, hulle weet sy is die beste vrou en die beste ma wat die Here spesiaal vir hulle gekies het. En onder al die vroue is sy hulle nommer 1. Onder al die vroue in die wêreld is haar man en haar kinders oortuig daarvan, sy is die heel beste. En dan leer ons, sy kan dit alles wees, omdat sy die Here lief het. Dit dan wat die Spreuke 31 vrou aanbetref. Nou wil ek graag na 'n paar ander vroue in die Bybel kyk, sodat ons die hele storie kan leer, nie net hierdie een gedeelte oor vrouens nie. En ek moet erken, ek gaan nie by al die vroue in die Bybel uitkom vanoggend nie, waaroor julle baie bly behoort te wees. Daar's tog 'n rede hoekom die Here hierdie vroue in sy woord het. Soos wat ons nou met manne gesien het, dat die Here het sekere manne se storie in sy woord, omdat ons iets daaruit moet leer, so ook met die vroue. En die vroue was baie geduldig, terwyl ons van Henog en Paulus en Petrus en almal geleer het, so kom ons leer vandag saam met hulle oor vroue. Eva wou self soos God wees. Sy wou kennis hê, selfs dit wat God geweet het haar gaan seermaak. En dan leer ons ook uit Eva se storie, dankie tog dat God se genade 'n manier het om hierdie groot glips reg te stel in haar lewe. Sy het swaar gekry daaroor, sy het baie moeilikheid veroorsaak, maar die Here is 'n God van genade, en dan leer ons juis by Eva ook iets van hierdie genade. Sara, die tweede vrou waarna ek graag wil kyk, sy moes leer dat dit selfs dit wat vir die mens onmoontlik is, deur God gedoen kan word. Sara was 90 jaar oud, en het gedink sy sal nooit kan kinders hê nie. En toe moes sy leer, God se beloftes is betroubaar. As God 'n belofte maak, sal hy sy belofte nakom. Maak nie saak wat ons daarvan dink nie, of hoe moontlik dit vir die wêreld lyk nie. Hanna moes leer dat toe sy daar in die tempel is en sy bid en sy huil so toe sy gebid het vir hierdie kind, toe sien die priester haar en hy dink sy's dronk en hy kyk haar 'n bietjie skeef aan en hy het haar selfs 'n bietjie berisp gesê, nee, maar dit werk daarom nie heeltemal so nie. Maar die Here het haar trane gesien en haar hart gehoor, toe sy gesmeek het vir klein Samuel. En dan weet ons hoe dit geloop het. Rahab moes kies tussen haar eie mense, wat die vyand van God se volk was, en hierdie verspieders wat God gestuur het. Sy het nie mense gekies nie, maar sy het God gekies, die God van Israel. En daarom het haar dade by sy wil aangepas.
al het dit haar van haar eie volk vervreem. Dan kom ons by Lot se vrou. Sy het so lief geraak vir hierdie wêreld, dat sy nie op God se roepstem kon antwoord, sonder om terug te kyk na dit wat vir haar so kosbaar was nie. Sy het so vasgevang geraak in hierdie wêreld, dat sy nie kon loskom daarvan nie. Hagar het met Sarah gespot en gesê, ja, jy kry nie eintlik kinders nie, jy werk nie so lekker nie. En toe probeer sy die Here se belofte aan Sarah by haar steel. Toe sy en Ishmael egter in die woestyn aan die einde van hulle kragte was, lees ons dat die Here haar raak gesien en haar begenadig het. Dat die oomblik toe sy ophou om haar skelmstreke en haar slim triks en toertjies uithaal, toe sien die Here haar raak, en toe het hy ook genade vir haar. Rebekka, sy is deur God gekies as 'n vrou vir Isak. Toe Abraham se hoofslaaf haar vra of sy bereid is om Isak se vrou te word, het sy sonder teestribbeling ingeval by God se plan. Nou, ons het iets verstaan van arme Rebekka. Sy het nie WhatsApp gehad en Facebook en goede waar sy hierdie ou kon gaan stalk het en toe hulle sy naam noem, toe sê sy, ek like hom kwaai nie. Hier kom 'n man na toe en sê, die Here het my gestuur en hy wil jou as vrou hê vir Isak. En sy sê ja. Sy moes dan baie naby aan die Here geleef het om die Here se stem te kon hoor in hierdie slaaf se stem. Maar dis hoe dit werk, nee. As ons die Here se stem hoor of ken, dan herken ons hom. Maak nie saak wie dit is, deur wie hy wil praat nie. Dan kom ons by Lea. Lea was die tweede prys. Jakob was lief vir haar suster. Maar ten spyte daarvan was Lea 'n goeie vrou vir Jakob. Sy moes wel leer dat die wêreld mens nie blywend gelukkig kan maak nie, net God kan dit doen. Lea moes leer dat die wêreld se geluk is nie waar dit gaan nie. As jy in God se oë guns vind, is dit baie beter as in al hierdie dinge wat die wêreld vir jou sê is belangrik en goed. Naomi, sy het alles verloor toe haar man en haar 2 seuns sterf. Sy moes selfs teruggaan na haar land toe wat hulle verlaat het, waar daar niks meer vir haar was nie. Sy het gedink sy gaan alleen terug na haar land toe, maar die Here het dit so bepaal dat Rut saam met haar sal gaan. En na haar aanvanklike mismoedigheid kon sy op die Here vertrou en het Naomi se lewe beter geword. Vasti, toe sy weier om aan koning Ahasveros se partytjie deel te neem, toe sy haar status kwyt. Toe sy nie meer koningin nie en toe jaag hy haar weg en sy was letterlik uitgeworpene. Maar die Here het haar lief gehad vir haar beginselvastheid. Terwyl sy die hele wêreld verloor het en al haar aansien verloor het sy by God punte gekry en het sy deel van die koninkryk geword. Jochebed, toe Farao die seentjies laat doodmaak, het sy 'n bissiemandjie gevleg en haar seentjie in die Nylrivier versteek. So het sy beskerm wat vir haar en die Here kosbaar is. Selfs al moes sy teen die koning se bevel ingaan, die Farao se bevel ingaan, het sy gesê, maar hierdie is kosbaar, en daarom sal ek dit op hierdie manier doen. Daarom sal ek beskerm dit wat God vir my gegee het, al sê die wêreld ook wat. Miriam het haar posisie misbruik en haar mond oor die gesalfde van die Here uitgespoel. As haar straf het sy melaats geword. En al was sy deur God uitgekies, moes sy steeds leer om haar plek te ken. Die les wat ons by Miriam leer oor, is nie vrou wees, nie mens wees, is selfs al is jy die uitverkorene van God, moet jy verstaan, God bly God en jy bly net sy kind. Kom ons gaan terug na Rut toe wat sy is deur God uitgekies. Sy het haar skoonma Salome nooit in die steek gelaat nie. Sy het die pad geloop wat die Here vir haar gekies het. En daarom lees ons tot vandag toe nog oor Rut. Abigail, as jy sou wou lees Abigail, sal dit seker ook nou nie skade doen nie. In die Bybel staan daar die vrou, wat verwys dan na Abigail, het goeie verstand gehad en sy was mooi, maar die man was 'n regte korrelkop en onbeskof. Nou weet ek, onthou julle Abigail se storie. Sy is getroud gewees met hierdie man en hy was sommer regte ou robbies gewees.
En dan na haar man se dood, word sy Dawid se vrou. Want sy was wys geweest en sy was 'n aanwins vir die koning Dawid. Ons gaan nog oor van sy vroue praat. Die koningin van Skeba, julle onthou haar Sekeram, nadat sy van Salomo se wysheid gehoor het, het sy persoonlik na hom toe gekom om ook wysheid te bekom. Sy het na kennis gesmag. Sy het nie onder 'n boom gaan sit en gesê, ek wens ek kan so slim wees soos hy nie. Sy het iets daaraan gedoen. Sy het 'n plan gemaak. En sy het na hierdie kennis gaan soek. Ons leer iets daaruit. Ons leer daaruit dat dit wat jy by die Here wil hê ook, dit moet jy voor gaan werk. Dit moet jy najaag. Om te glo is nie om te sit en te sê, nou moet die Here dit doen nie. Om te glo is om te sê, Here, dit wat U my gegee het om te kan doen, dit doen ek in U krag. Die 5 wyse meisies, hulle was gereed vir elke moontlike gebeurtenis. Hulle lampies kon brand, selfs toe die plan nie heeltemal uitwerk nie. En daarom is hulle by die bruiloft toegelaat. Ons kan seker dan ook kyk na die 5 dwaase meisies wat nie gereed was vir alles nie. Wat nie beplan het nie. Of wat net beplan het vir dit wat hulle gedink het gaan gebeur en vir niks onvoorsiens nie. En ons weet hoe dit uitgewerk het. Die weduwee van Sarfat, sy het op Elia se woord vertrou en gehoorsaam, omdat hy die man van God was. En onthou julle wat het gebeur? Die meel in die kruik en die olie in die kan het net nie minder geword nie. Dit het aangehou en aangehou en aangehou, totdat sy meer as genoeg gehad het, want sy was gehoorsaam. Esther moes 'n paar reëls breek om by die koning uit te kom. Maar daarsonder sou baie mense hulle lewens verloor het. Sy het gevrees vir haar eie lewe, dit staan in Esther, ons het mos na haar ook al gekyk. Haar getrouheid was 'n ware lewensredder vir baie mense. Die jong diensmeisie van Naaman, die kleindogtertjie, as sy nie die moed gehad het om van haar God te vertel nie, sou Naaman nooit gesond geword het nie. Sou Naaman nooit die Here ontmoet het nie. En haar ouderdom was nie belangrik nie. Dit het nie saak gemaak dat sy 'n kleindogtertjie is nie. Haar God het saak gemaak. As ek dan luister hoeveel keer ons mense, ons kinders se ouderdom as verskoning gebruik vir 'n klomp goed. Ek onthou op 'n stadium het mense 'n seentjie gehad en gesê, nee, maar hulle kan nie kerk toe kom nie, want die ouetjie kan nie stil sit in die kerk nie, hy is te woelig. En toe hy so amper groot genoeg is om kerk toe te kom, toe is daar 'n glipsie en daar is nog 'n boetie. En toe is hy te klein om kerk toe te kom. En toe het hulle nooit in die kerk uitgekom nie. Soos in letterlik. Broers en susters, dit gaan oor ons God. Dit gaan nie oor wat ons dink kan en kan nie. Dit gaan nie oor wat ons wil en nie wil nie. Dit gaan oor God. En ons moet dit by 'n kleindogtertjie leer. Dat sy selfs die man wat haar laat wegvoer het, wie se slavin sy moet wees, dat sy selfs vir hom kan sê, maar God is goed. Ek kan haar dink dat sy daar gestaan het, sê, oom, jy's 'n robbies, kyk wat doen jy aan my. Maar God is goed. Ek wens jy kan God leer ken en ook goed word. Dit staan nie in die Bybel nie, dit is sommer die prentjie in my kop, maar dit moet so iets gewees het. Job se vrou. Ons lees eintlik nie so vreeslik baie oor Job se vrou nie, maar die een ding wat ons oor haar lees is dat sy moedeloos geword het toe Job so swaar kry. En toe sê sy vir Job, bly jy nog steeds vroom? Sy sê, nee man, vervloek God en sterf. Maak klaar. Vervloek God, want hy maak jou seer. En sodat jy net kan doodgaan en dit kan verby wees. Sy het so in hierdie omstandighede vasgekyk, dat sy uitsigloos geword het. Sy het so vasgekyk in dit wat hier naby haar is, dat sy nooit verder gekyk het nie. Nou weet ons dat Job gelukkig hierdie keer nie vir sy vrou geluister het nie. Die Hooglied vrou, dis 'n lekker een. Nie die vrou nie, 'n lekker storie. Maar die storie is dat sy vir haar man ook toch goed was. Sy het God se gawe van liefde voluit geniet.
Sy kon getuig daarvan dat haar liefde vir haar man ook vreugde bring. Sy kon vir ons leer dat God se wil gaan nie net oor Sondagoggend se stukkie kerk nie. God se wil vir jou gaan oor jou lewe. Dit gaan oor elke dag. Dit gaan oor alles. Anna, die profetes, die Antie was 84 jaar oud, en dan staan daar in die Bybel, en sy was elke dag in die tempel. Elke dag. Nou in die oorspronklike Hebreëus beteken elke dag, weet julle mos nou gaan ek sê, elke dag. Sy het nie 'n dag oorgeslaan nie. Maak nie saak wat nie. Want die tempel was die plek waar sy God ontmoet het. En God was belangriker as enigiets anders. Sy het God dag en nag gedien met alles wat sy is en alles wat sy het. Dis die Bybelse voorbeeld. Die Samaritaanse vrou by die put. Sy het na Jesus geluister en by hom die lewende water ontvang. En sy kon nie anders as om te gaan vertel wat hy vir haar gedoen het nie. Hierdie sogenaamde slegte vrou, wat luister na die goeie meester, en dan word sy goed. Dan word sy so goed, dat sy vir ander kan vertel hoe om goed te wees. Maria Magdalena, sy is deur God gered, uit haar ook twyfelagtige agtergrond, sy het Jesus getrou gedien, en sy was dan ook die eerste, of van die eerstes wat kon getuig, Jesus het opgestaan, ek het hom gesien. Vir die wêreld 'n slegte vrou, en dan loop sy in Jesus Christus vas, en dan word dit anders, dan word dit beter, en dan sien sy Jesus, wat oorwin het, en dan is sy deel daarvan. Martha, hierdie perfekte gasvrou, wat geskarrel het om te dien en te bedien, sy was besig gewees, en sy het reg gestaan, en sy was baie ontsteld oor hierdie suster van haar, wat net daar op haar suspensie geloop sit het, en niks gedoen het nie, terwyl sy al die werk moet doen. Maar hierdie suster van haar, Maria, wat die beste gekies het, toe sy by Jesus se voete gaan sit het, toe sy gesê het, maar ek wil Jesus se teenwoordigheid geniet, ek wil dit beleef, ek wil hê dit met my lewe vol maak, ek wil sy teenwoordigheid koester. En dan weet ons wat Jesus gesê het, sy het die beste gekies, sy het goed gekies. Tabitha, 'n vrou wat altyd besig was om goed te doen en armes te versorg. Vir Tabitha was geloof iets wat geleef moet word. Dit is nie iets wat jy sê nie. Dit is nie om te vertel ek glo nie. Jy leef dat jy glo. Dit leer ons by hierdie vrou. Geloof is om te leef. Maria van Jerusalem, ons lees van haar huis was 'n huis van gebed. Die gelowiges het daar by mekaar gekom om saam die Here te soek en te dien. Maria van Jerusalem se huis was oop gewees, sodat kinders van die Here daar by mekaar kon kom, sodat hulle saam kon dink en stoei en soek en dien, doen. Lydia was 'n beroepsvrou. Sy het 'n besigheid gehad. Toe ek lees van Lydia die purperverkoopster, toe dog ek sy het skootertjies verkoop. Dis nie waar nie, sy het perskledingstukke verkoop, wat in daai tyd baie belangrik en baie duur was, net die konings het dit gedra, maar Lydia was 'n purperverkoopster. Sy is 'n beroepsvrou wat gesê het, my koninkryks werk om eerste, my werk om tweede. Ek kan sien hoe sê party van, ja maar, ek sê wat die woord sê. Sy het die woord gehoor, sy het tot bekering gekom, en dit het haar onstuitbaar vir God in sy kerk laat werk. Daar was nie einde aan haar nie. God het eerste gekom. Deborah, dit is 'n lekker vroue storie. Deborah se naam beteken die bytjie. En dan sy generaal Barak beteken donder, het sy bygestaan omdat hy nie kans gesien het vir 'n oorlog sonder haar nie. Nee, jy moet iets daarvan sien, van hierdie generaal Donder, wat by die Here kom en sê, ek kan nie hierdie oorlog gaan voer nie, stuur asseblief die bytjie saam met my. En die bytjie het gegaan.
Want sy het in God geglo. Sy het nie in haar krag gegaan nie. Sy het in God se krag gegaan. Deborah is 'n rigter. Ek luister so na die debatte oor vrou in die amp. Dis 'n Ou Testamentiese triek. Rigter, Deborah was 'n rigter. Ek meen, dis die geestelike leier van die volk. Klink vir my of die Here nie eintlik 'n groot probleem daarmee gehad het nie. Sy was 'n rigter wat God se volk gelei het in sy weë. Die toets is nie haar geslag gewees nie. Die toets was haar geloof gewees. Die toets is nooit ons geslag of ons ouderdom nie. Die toets is ons geloof. Ons geloof in dit wat God sê. Ons geloof in dit wat God van ons wil hê. Phoebe. Ek weet julle is mense wat volgende in die kerk sê wat jy waar kry. Wat nog nooit Phoebe se naam gehoor het nie. Phoebe was 'n ongetroude vrou wat al haar tyd aan die gemeente gewy het. Ek meen, al haar tyd aan die gemeente gewy het. Want dis wat die Here wou hê. En dis wie Phoebe was. Dis wat sy gegee het. Priscilla, sy was so betrokke by God se kerk en het soveel van die Here geleer, dat self ander leermeesters by haar opleiding gekry het oor teologie. As jy gaan lees oor Aquila, haar man en Priscilla se storie, dan het hulle gehelp om die bruid van Christus mooi te maak vir sy terugkoms. Hoe meen ek nou? Hulle het jong predikante, soos die jong Timoteus, geleer van die Here. Sy was nie 'n predikant nie, sy was 'n teologieprofessor in ons terme. Dis wie Priscilla was, want sy het die Here geken. Lois en Eunice, die ouma en die ma van Timoteus, hulle het die jong man geleer om die Here te dien, hulle het hom geleer om die Here te ken. Onder hulle leiding het hy predikant geword, en hy het so duidelike invloed op die kerk gehad. Selfs 2 briewe is na hom vernoem in die Nuwe Testament. Timoteus, die jong man, wat by sy ma en sy ouma geleer het. Want mense wat die Here ken, smeer af op ander mense. Dit kan nie anders nie. Hoekom? Want God is liefde. En liefde kan nie geleef word sonder dat mense raak nie. Dis onmoontlik. Maria, die moeder van Jesus, sy was nie bang nie. Selfs in 'n wêreld waar hulle sou gesê het, of hulle met haar met klippe sou doodgegooi het, omdat sy dan nou buite-egtelik swanger geraak het. Maar sy was nie bang nie, want die engel het mos gesê, sy is deur God begenadig. Haar antwoord op God se roepstem was gewees, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Broers en veral susters, dis nie eers naaste my al die fasette van vrou wees nie, maar dis 'n bekvol, mondvol, selfe ding. Dis 'n klomp goed wat die Bybel vir ons leer, dis hoe vrouens lyk. Dis hoe God vrouens wil gebruik. Dis maar van die vroue wat deur God gebruik is om 'n voorbeeld te wees, om van jou 'n knap vrou te maak. Ons kan leer by al die dogters van God, sodat ons op elke vlak aan hom gewy kan wees. Maar dan is daar iets belangriks. Jy moenie soos Maria of Salome of Rut of Phoebe wees nie. Jy moet wees soos jy. Dis wie ons nodig het. Dis wie God nodig het. Wees jy, maar wees die beste jy. Wees jy die een wat weet, hierdie is die goed wat God van sy dogters vra. En gaan leef dit. Want wanneer ons daarby uitkom, dan maak party ander goed glad nie meer saak nie. Die goed waaroor ons moeg maak elke dag. Maar hierdie is God se woord. Hierdie is God se woord vir vroue. Soos ek vandag namens die vrouens wat vanoggend hier by mekaar is sê, of mag vra, dan wil ek vra, Here, maak hulle knap vrouens. Here,
Maak hulle knap vrouens, sodat hulle mans en hulle kinders se nommer 1 kan wees. Sodat hulle ons gemeente se nommer 1 kan wees. Sodat hulle u koninkryk se nommer 1 kan wees. Maak hulle knap vroue, Here, en laat hulle droom wees. Here, maak my 'n vrou soos ek. Want dis wat ons nodig het, vir jou. Hierdie wêreld het jou nodig. God wil jou gebruik. Ek sal net nou, voordat ek julle hier uitstuur, sê, jy is nie per ongeluk hier nie. Dis waar. Jy is nie. God het 'n plan met jou. Gaan leef God se plan. Baie van die vroue wat ek genoem het, kom uit die Ou Testament. Vrouens het nie getel in die Ou Testament nie. Nie by mense nie. Maar hulle het by God. Vra vir Barak. Daai bytjie het getel. Baie. Vra vir God. Hulle het vir hom getel, want hy het hulle gestuur. Jy tel vir God. Gaan wees jy vrou vir God. Amen. Nou verlede jaar, toe ek by hierdie deel kom, toe lees ek hierdie gebed wat ek geskryf het, lees ek toe nou af, en dan klink dit nie heeltemal reg. Ek het gewonder of ek met so fyn stemmetjie moet lees, dat ek kan dink as 'n vrou. Ek het 'n slimmer plan gemaak vandag. Minay gaan vir julle die gebed lees. Kom help jou pa. Sluit die oë. Hemelse Vader, U het in Jesus Christus van my U kind gemaak, 'n prinses van die koninkryk van die hemel. Dankie, Here. Ek weet dat U nog altyd 'n spesiale plan met vroue gehad het. En ek weet dat al my susters nie ewe suksesvol meegewerk het aan U plan nie. Daarom, Vader, wil ek nou uit U woord leer om 'n vrou te wees soos U dit bedoel het. Here, laat ek U as God aanvaar en nie soos Eva probeer om self God te wees nie. En hou my dankbaar dat U die loon van die sonde in die ewige lewe omskep het. Gee my vandag die geloof om by Sarah te leer dat ek seker kan wees van wat U beloof het. Dat ek daarop mag hoop, al lyk dit vir die mense onmoontlik. Wanneer daar trane oor my wange rol, laat ek onthou dat Hanna se trane in blydskap omskep is, juis omdat U haar gehoor het. As ek moet kies in hierdie wêreld, Here, gee my Rahab se waagmoed, sodat ek sal kies vir U plan in my lewe, al verskil almal om my daarmee. Wanneer ek dan die moed het om te kies, laat my opkyk na U eerder as om te kyk soos Lot se vrou. Laat my onthou dat U my raak sien en my ken in my goeie en slegte tye, soos vir Hagar. Here, ek wil vashou aan U plan met my lewe, soos U vir Rebekka bestem het om die regte vrou vir Isak te wees, het U my bestem vir 'n plek in U groot plan, en ek glo dit met my hele hart. Selfs wanneer ek soos Lea voel dat ek nie waardeer word nie, gee my die moed om aan te hou soos Naomi, ook al kos dit die wêreld se aansien soos vir Vasti, wat alles moes verloor ter wille van haar beginsels. Soms, as dit lyk of ek net weerstand ondervind, gee my die insig om saam met U planne te maak. Om soos Jochebed 'n busy mandjie te vleg as dit moet om te beskerm wat kosbaar is. As dit goed gaan, Here, help my om steeds my plek te ken. Om nie soos Miriam te vergeet dat U God is en dat ek, al is ek die uitverkorene, moet weet dat U ander kinders ook kosbaar en uitverkies is. U het vir my mense om my gegee. Dankie daarvoor, Here. Laat my getrou wees en hulle na die voorbeeld van Rut nooit in die steek laat nie. As dit moeilik is, laat my leer by Abigail om koelkop te bly in die krisis en op U plan te vertrou vir my. Ek sal nie U plan ken en verstaan as ek nie soos die koningin van Skeba daarna soek nie. Gee my die wysheid, kennis en insig om U wil te verstaan. Ek wil soos die 5 wyse meisies altyd gereed wees. Laat my daarom altyd genoeg olie vir my lampie hê, sodat U lig deur my mag skyn.
Laat my daaraan vashou en glo dat U my lewe groot dinge kan doen as ek die gehoorsaamheid van die weduwee van Sarfat sal hê. Selfs al lyk die olie wat ek het heeltemal te min vir die kruike wat moet volkom. Want Here, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat U my hier en nou laat wees. Ek weet mos hoe U vir Esther kon gebruik omdat sy nie teruggedeins het vir die uitdagings van haar tyd nie. As ek te min en te klein voel om vir U 'n getuie te wees, laat my die les leer by die jong dogtertjie van Naaman kon vertel van God van Israel, sodat hy ook U genade kon leer ken. Want dit is so maklik om soos Job se vrou moedeloos te raak en te wonder of dit alles die moeite werd is, veral as ons net in die wêreld vaskyk. Laat my lief hê en U geskenk van die lewe geniet, Here, soos die Hoogliedvrou my leer. Laat ek onthou, vreugde is U plan vir U kinders. As die jare aanstap, Here, onthou ek dat Anna, die profetes, al baie oud was en steeds nie van die tempel af weggebly het nie. Laat my plek in U huis vol staan en herinner my daaraan dat ons nie aftree in die koninkryk nie. Jesus, Verlosser, ek het nodig om by U die lewende water te kry. Sien my in liefde en genade aan, soos vir die Samaritaanse vrou by die put. Laat my dan gaan vertel, soos sy gedoen het. En laat ander by my die goeie nuus hoor van die redder wat leef. Ek het ook 'n boodskap om uit te dra, soos Maria Magdalena wat gaan vertel het, ek het die Here gesien, hy het opgestaan. Ek wil graag my huis in plek hê, soos Martha gedoen het. Laat my net onthou dat Maria die beste gekies het, toe sy by U voete gaan sit het. Ek wil naby U wees en naby U leef. Ek wil graag soos Tabitha 'n vrou wees, wat altyd besig is om goed te doen. Laat die vrug wat my lewe dra, ander na U toe trek. Laat my huis soos die huis van Maria van Jerusalem, een van gebed wees, waar koningskinders welkom is en tuis voel. Ons leef in 'n tyd waar min vroue nie moet werk nie. Dankie vir die voorbeeld van Lydia, wat beroepsvrou was, maar nie teruggestaan het vir die koninkryk werk nie. Maak my gewillig om U woord te hoor, dit aan te neem en daaraan gehoorsaam te wees. En as leierskap oor my pad bring, wil ek graag in die voetspore van vroue soos Deborah loop. U het haar so getrou en sterk gemaak, dat haar voorbeeld U volk gered het. En Phoebe, die enkel vrou wat al haar tyd aan die gemeente gewy het, en Priscilla wat so nou betrokke was in die kerk, dat hulle diensmense vir U gewen het. Laat my ook in U kerk dien, Here, want dit is immers U bruid. Vroue mag deur U genade moeders en oumas word. Here, laat ek ook daar my verantwoordelikheid besef en laat daarvan my gesê word, soos van Louis en Eunice, dat hulle Timotheus mooi groot gemaak het vir die Here. Laat my geloof ook vir my kinders en kleinkinders die katoogies op die pad wees, sodat die donker hulle nie sal laat verdwaal nie. Here, en dan die vrou aan wie God genade gewys het, U moeder, Maria. Maak my asseblief bereid, net soos sy, om my hele lewe en alles wat ek het vir U op te offer, want U het my gekies. Ek kies nou vir U, en ek wil 'n vrou so na in die hart wees. Ons leer dat 'n knap vrou meer werd is as edelstene. Here, diamant het soveel vlakke, om so te kan wees, is nie maklik nie. As U my dan so sien, Here, is dit groot genade. Laat ek leer by al die dogters, sodat elke vlak aan U gewy kan wees. En, Hemelse Vader, as ek mag vra, laat my 'n knap vrou wees. Laat my 'n vrou wees, Here, 'n vrou soos ek. Ek bid en vra dit in Jesus se naam. Amen. Sy het daarom 'n meer vroulike stem as ek. Kom ons dien die Here nou met ons dankoffers.
Ons Vader, U is vir ons goed. U gee vir ons manne van God, U gee vir ons vroue van God, U gee vir ons kinders van God. U gee vir ons die voorbeeld van die woord. En as U so baie gegee het, Here, hoe kan ons nie teruggee nie? Daarom bring ons vanoggend aan U 'n dankoffer. 'n Offer waarmee ons sê, ons weet wat ons het, kom van U af. Ons weet, dis net genade. En ons kom, Here, om vir U te sê, vir alles wat ons het, is ons so dankbaar. Ons wil vra, Here, dat U ons dankoffer sal aanneem. Ons weet, U roep ons tot diens. Laat ons dankoffer ook daarom staan in die teken van ons diens aan U. Maar laat dit nie daar ophou nie. Want Here, ons wil nie net met ons sakke nie, maar met ons hele lewe sê, baie, baie dankie, Here. Amen. Ons slotsang vanoggend is, doen slegs U wil, Heer. Here, U het ons gemaak, of ons nou manne of vroue of mannetjies of vrouwetjies is, ons is U sin, U het 'n plan met ons. Kom doen U wil in my lewe, Here. Kom ons sluit daarmee af. Kind van God, jy is nie per ongeluk nie. Waar jy ook al gaan, dis waar God jou stuur. Waar jy ook al is, God het jou daar geplaas. God het 'n plan met jou, presies daar waar jy is. Jesus Christus leef in jou en hy werk in en deur jou, daar waar jy is. Glo dit, leef dit. Wees ook 'n vrou, soos net jy kan. In die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Amen.